As jy jou Bybel saamgebring het, twee gedeeltes vanmôre, Johannes 13, Galasiërs 5. Verskoon maar, daar is iets wat hier aan die gebeur was in die week, en ek hoop ons het dit vroegtydig gestop, so daar mag dalk 'n jeesstem iewers deurkom, of so 'n vinnige snyf, so verskoon my maar asseblief. In die week, ek het geweet hierdie week wat nou agter ons is, gaan 'n besige week wees. En so het ek, die vorige keer wat ek gepreek het, het ons gesê, ons maak nou klaar met die Heilige Gees, om te leer oor die Heilige Gees, maar ek het gevoel, ons het nou gesien wie die Heilige Gees is, maar wat doen die Heilige Gees? Hoekom is die Heilige Gees hier? En ek begin toe 'n bietjie ronddink en bid en praat met die Here oor die volgende paar Sondae wat gepreek moet word, en julle sal nie glo nie, 2 weke terug, toe begin ek my gedagtes agter mekaar sit, rondom die preek en als, en Sondag, luister ek gou Christus se preek, en ek dink, o Griet, wat nou? Hierdie hele week wat nou voor lê, is dit vleiswerk, dis bazaar, waar gaan ek nou sit? En hoe gaan ek nou 'n nuwe preek kry vir hierdie Sondag wat nou voor lê? En Maandag sê ek vir Christo, nee, Woensdag, toe ek uiteindelik nou kan sit en alles gou finaal en al my gedagtes neerpen. Ek sê vir hom, Christo, jy het nou laasweek Sondag Johannes 13 gebruik as 'n teksgedeelte. Jy het oor die liefde gepraat. Ek sê, gaan jy omgee as ek hierdie Sondag Johannes 13 gebruik en oor die liefde praat? En ek verduidelik vir hom alles. Hy sê, weet jy wat, dalk moet hulle dit 'n tweede keer hoor, so, gaan voort asseblief, so. Ons copycat nie mekaar nie, ons is nie besig om te sê, ek doen dit beter as wat jy dit doen nie. Dalk moet ons almal vandag net weer hoor, wat is die liefde? En hoekom is die liefde so belangrik? En wat gebeur wanneer ons liefde in ons het? So luister mooi vandag, en mag die Heilige Gees ook vandag die liefde kom sigbaar maak deur ons. Kom ons raak stil, kom ons bid saam. Here, as ons vanmôre hier by mekaar is, Vader, is ons hier in die teenwoordigheid. God die Vader, die Seun, die Heilige Gees, drie eenheid, ons is hier in U teenwoordigheid. U is by ons, U is met ons, U is in ons. Here, ons is so dankbaar om hier te kan sit. Gemaklik hier te kan sit, nie bang hoef te wees vir iemand wat hier gaan instorm en ons kom vervolg as gevolg van ons geloof nie. Ons is dankbaar om hier te kan sit met 'n Bybel, om oop te kan maak, om te kan lees, dit te kan verstaan in ons eie taal, en ook dit te kan hoor, wat U vanmôre vir ons wil sê, in ons eie taal, Here. En wat 'n voorreg is dit nie, Vader. En Here, daarom bid ons ook dat hierdie woorde, wat ons gaan hoor vandag, dat dit nie sommer net woorde sal wees nie, maar Here, laat U deur die Gees hierdie woorde sal inspireer, laat hierdie woorde in ons gedagtes sal inbeweeg, sal afsak in ons harte in, en dat ons werklik hier sal uitstap, en so gaan leef, soos wat U vanmôre ook vir ons kom gee, die voorbeeld wat U vir ons kom gee, die raad, die wysheid wat U vir ons wil gee, Here. Vader, ons bid ook so vir elke ander dominee wat besig is om vanmôre die woord te verkondig. Here, laat dit nie sal gaan oor die prediker nie, maar dit sal gaan oor die woord. En dat ons vir Jesus en Jesus alleen sal sien, Here. Dankie dat ons dit vir U mag vra vanmôre, o Vader. Amen. Al die kinders vanmôre hier in die kerk. Wie van julle het vanmôre in 'n spieël gekyk? Steek op jou hand as jy vanmôre in 'n spieël gekyk het. Al die kinders in 'n spieël gekyk het. Adrian, jy het verseker in 'n spieël gekyk as ek sien hoe mooi jy daai hare van jou gekam het, nê? So hoekom kyk ons in 'n spieël? Ons kyk in 'n spieël om te sien of ons dan mooi lyk, of ons gesig skoon is, of ons hare netjies is. Dink gou, as ek hier vanmôre in 'n spieël gekyk het nie, en ek het net my klere aangetrek, en ek het hier voorkom staan, hoe dink julle sou my hare gelyk het? Dit sou netjies gelyk het, dink ek. Netjies in alle rigtings. Nou ek het 'n spieël saamgebring vanmôre, nou nie die grootste spieël nie, maar as ons na hierdie spieël kyk, wil ek nou vir julle 'n vraag vra. Kan ons Jesus in hierdie spieël sien?
Fisies, kan ons fisies vir Jesus in hierdie spieël sien nou? Nee. Jesus is mos nie meer fisies hier op die aarde nie. Nie soos 2000 jaar terug nie. 2000 jaar terug sou ons so fisies vir Jesus kon sien. Ons sou gesien het, daar loop Jesus. Die mense sou vir ons gesê het, dit is Jesus daai. Nou beteken dit Jesus, ons kan nie meer vir Jesus sien nie? Nee. Ons kan nog steeds vir Jesus sien. Ons kan nog steeds sien hoe hy lyk, ons kan nog steeds sien wat hy doen. Nou Jesus het vir sy disippels gesê, hy het vir hulle gesê, as julle mekaar lief het, as julle lief is vir mekaar, sal mense weet julle is my disippels. Nou weet julle wat beteken dit? Dit beteken, as ek daar is om vir iemand te help, of as ek vir 'n maatjie dalk 'n sweetie gee, of iemand wat hartseer is, 'n drukkie gaan gee, of iets deel met iemand anders, daai persoon het dit dalk nie, dan wat gebeur dan? Ons gee iets van Jesus vir die ander mens. Iemand sien iets van Jesus in jou raak. So weet julle wat? Ons is soos 'n spieël. Ons is soos 'n spieël, en wat reflekteer ons? As ek nou in hierdie spieël gaan kyk, wie gaan ek sien? Myself, nê? As julle in hierdie spieël kyk, wie sien julle? Julle sien julle self. So wat is ons? Ons is 'n refleksie van Jesus. En hier's een ding wat julle moet onthou vandag, of een vraag. En hier's die vraag wat jy elke dag vir jouself moet vra. Wie kan vandag vir Jesus in my sien? Hoor julle jong mense, elke oggend as jy wakker word, moet jy die volgende vra. Wie kan vandag vir Jesus in my sien? Nou maats, dink julle hierdie vraag is net vir ons wat so jonk is? Hierdie vraag is vir ons almal. Almal van ons wat vandag hier in die kerk sit, moet vir onsself hierdie een vraag vra in die oggende. Wie kan vandag Jesus in my sien? Nou, ons is mense wat nie baie rondreis nie. Ons as gesin. Ons reis nie verskriklik graag rond nie. Ek dink dit sal lekker wees. Dit sal lekker wees om die wêreld te verken. Dit sal lekker wees om so baie verlof te kan hê om net te sê, weet jy wat, ons gaan nou rondreis, ons gaan nou bietjie iewers gaan kamp, of ons gaan hierdie plek sien, of ons gaan hierdie deel sien. Ek dink dit moet verskriklik lekker wees. Maar aan die ander kant is ek iemand wat baie hou van my huis. Ek hou van my eie bed, ek hou van my eie spasie, ek hou van die gemaklikheid wat ek het, die rustigheid wat ek het hier in my eie huis. Maar hier sit vandag mense hierso, wat mal daaroor is om te reis. En nou dat hulle afgetree is, nê, en ek gaan nie kyk vir hulle nie, nou reis hulle nog meer, en nou geniet hulle dit nog meer, en dis wonderlik, want wat gebeur? Soos wat ons reis, soos wat ons toer van die een plek na die volgende plek, wat doen ons? Ons leer mense ken. En ons leer mense se stories ken. Nou as ek vir julle 'n voorbeeld moet gee van dit, dink ek is een van die perfekte voorbeelde wat ek kan gee, natuurlik die voetspore span, né? Oral waar hulle gaan, kom hulle by 'n plek, hulle stop, hulle kamp, hulle leer daai mense ken, hulle leer daai mense se stories ken. Nou hier is een van daardie stories. Dis die storie van Barrett. Hy's 'n taxi bestuurder. Nou Barrett was besig om 'n dominee deur Londen te vat. En die dominee skryf, hy was verstom geweest om te sien hoe mooi geboue daar in Londen is. En natuurlik ook die mooi kathedrale. Dit was hom pragtig geweest. En hy sê vir Barrett, "Jo, kyk net hoe mooi is hierdie kathedrale." En Barrett sê vir hom, "Maar ja, dit is eintlik baie sleg want almal van hulle is leeg." En die dominee is half geskok deur hierdie antwoord wat hy vir hom gee, dat hulle leeg is, en hy vra, "Maar hoekom is dit so? Wat maak dit? Wat is dit so? Wat het die mense teen geloof?" Barrett sê vir hom, "Maar ja, hierdie goed is nou restaurante en dis winkels en die dominee vra weer vir hom, "Maar hoekom is dit so? Wat het hulle teen geloof, die mense? Hoekom is hulle so teen geloof?" En hy kry so alwe lag in sy gesig en hy sê, "Want mense soos ek dink dat geloof nonsens is. En ons glo in die wetenskap." Dominee is half geskok deur hierdie man se antwoord. En so staan Barrett of ry Barrett en hy kyk in sy triespieeltjie met so halwe uitdagende lag en hy sê toe vir die dominee, "So, wat se werk doen jy?" En hy kry toe die antwoord wat hy nie verwag hy gaan kry nie. En die dominee sê, "Nee, ek is 'n dominee."
Maar wat eintlik so mooi was en wonderlik was, hierdie twee begin toe gesels. En hulle begin met mekaar praat en hulle praat oor die wetenskap, hulle praat oor die swaar en die seer in die wêreld. Hulle praat oor die historiese agtergrond van die Bybel. Hulle gesels en op die einde, amper aan die einde van die gesprek, vra die taxibestuurder Barrett, vra vir die dominee, maar hoe kry jy dit reg om nog steeds te bly glo? En die antwoord wat die dominee toe vir hom gee, is, hy vra eintlik vir hom vraag. Hy vra, het Jesus uit die dood uit opgestaan of nie? Hy sê, want selfs Paulus het gesê, dit sal baie sleg wees as Jesus nie. Ek sou die jammerste gewees het van almal, as Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie. Maar omdat hy juis opgestaan het, verander dit alles. En die dominee en Barrett bly gesels en hulle praat. En op 'n stadium is dit heeltyd hier in die dominee se gedagtes, maar hoe kan hy Barrett oortuig? Hoe kan hy hom oortuig om vir Jesus aan te neem as sy verlosser en sy saligmaker? En soos wat hy dink, begin hy in sy gedagtes te bid. En hy vra net, Here, hoe kan ek vir hierdie man Jesus wys? En dit is vir my so mooi. En dit is vir my so nodig. Want vriende, ek dink dis een van daardie gebede wat ons as gelowiges elke dag moet bid. En dit is, Here, hoe kan ek vandag Jesus vir iemand wys? Hoe kan mense Jesus deur my sien, Here? Kom ons stel dit anders. Jy sit dalk vanmôre hier. Jy's 'n gelowige. Maar jy's ook nog nie 100% oortuig van dit wat jy glo nie. Want jy sien al hierdie sleg en jy sien al hierdie seer en jy weet nie hoe om hierdie goed te hanteer nie. Dalk moet ons 'n bietjie anderster dink oor die vraag, nie hoe kan iemand vandag Jesus deur my sien nie, of hoe kan ek vir iemand Jesus wys nie? Dalk moet ons vra, maar hoe kan die onsigbare Jesus sigbaar word vandag? Dalk moet ons vra, hoe kan die onsigbare Jesus sigbaar word? En dis nog 'n vraag wat die afgelope tyd in my gedagtes so 'n bietjie by my rondgedwaal het. Goed, waaroor ek gewonder het. Hoe kan ons die onsigbare Jesus sigbaar maak? Nou die rede is, almal van ons het hierdie gesprekke. Ons almal praat met mense, almal mense wat oor ons pad kom, en partykeer wonder ons, maar het Jesus ook werklik uit die dood uit opgestaan? En as Jesus uit die dood uit opgestaan het, hoe kan ek dit oordra aan hierdie mense? Hoe kan ek dit vir hierdie mense vertel? Nou vriende, ons hoef nie bekommerd te wees oor hierdie antwoord nie. Ons hoef nie te wonder oor hierdie antwoord nie. Want Jesus kom, en Jesus kom gee die antwoord self vir ons op hierdie vraag. In Johannes 13 sien ons Jesus kom, en hy kom gee vir ons die antwoord. Kom ons kyk na die konteks. Johannes 13, waar is Jesus? Hy en sy disippels is daar in die bovertrek, hulle sit daar saam, dit is paar ure voor hy gekruisig gaan word, voor hy gevang gaan word, gekruisig gaan word, en hier sit hulle in die bovertrek. Jesus weet presies wat gaan gebeur. Die disippels, hulle is nog nie heeltemal seker van wat kom nie, hulle weet nie wat gaan gebeur nie, en dis ook heel normaal, want ek meen, vir die laaste 3 jaar, as iemand gekom het en sê, wys vir my hoe lyk God, wat het die disippels gedoen? Maklik. Hulle het die vinger gewys na Jesus toe, nee. Sê, daar is God. Wil sien hoe lyk God? Ek wil weet wat doen God? Daar is God. As jy wil weet hoe God gelyk het die disippels gesê, kyk vir Jesus. As jy wil weet hoe God ander mense hanteer het die disippels gesê, kyk net hoe hanteer Jesus mense. En nou hier is Jesus, en Jesus gaan vir hulle verlaat. Jesus gaan weg. En voor Jesus hulle verlaat, los hy hulle met hierdie woorde. Johannes 13, vanaf vers 33. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou ook vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Dit is my interessant dat Jesus hierdie woorde gebruik in hierdie oomblik. Hy kon 'n klomp ander goed gesê het. Klomp ander goed gekies het om te sê.
Hy kon sê, mense sal weet, julle is my disippels, as hulle gaan sien aan hierdie wonderlike geboue wat julle gebou het. Mense sal weet, julle is my disippels, as hulle sien hoe julle lofprysings en aanbiddingsdienste hou. Mense sal sien, julle is my disippels, in die manier hoe julle preek, julle morele waardes, die manier hoe julle argumente julle oortuigende argumente, julle politiese mag. En ek dink in daai oomblik sou die mense verseker politiese mag wou hê. Maar Jesus kies nie dit nie. Jesus kies iets anders. Hy kies hierdie om vir hulle te sê. Hy sê, mense sal weet, julle is my disippels, as julle mekaar liefhet, die manier waarop julle mekaar liefhet. Nou, hoekom sê Jesus dit? Vriende, want niemand in hierdie wêreld kan lief hê en lief wees soos die een wat sy enigste seun vir ons gegee het nie. Besef jy dit vandag? Jy het nog nooit iemand gesien of iemand ontmoet vir wie God nie lief was nie. Besef jy dit? Dink gou. Die volgende persoon wie jy nou in jou oë gaan kyk. Vir wie jy nou in die oë gaan kyk. Dalk is dit die persoon wat langs jou sit, die een wat agter jou is, die een wat voor jou sit. Miskien as jy vandag hier gaan uitstap, iemand wat jou gaan help by Checkers, by die skool, by die werk. Daai persoon wat jy eintlik nie in die oë wil kyk nie, selfs die een by wie almal verbyloop. Besef jy dat Jesus vir daardie persoon ook lief is? En dat God vir daardie persoon ook lief is? Net so lief soos wat hy vir jou is. En besef jy dat Jesus kyk na daai mense en sê, maar ek is so lief vir jou, ek wil my lewe gee vir jou. Jy is die moeite werd om voor te sterf. En dis hoekom Jesus vir hulle sê, hy sê, julle moet lief wees vir mekaar, soos wat ek lief is vir julle, soos wat ek julle lief gehad het. En wanneer ons lief is, soos wat Jesus lief is vir ons, dit is dan, wanneer die onsigbare God sigbaar word, wanneer die onsigbare Jesus sigbaar word. So ons hoef nie die wêreld te vertel van Jesus nie. Die wêreld moet nie meer hoor van Jesus nie, die wêreld moet meer sien van hom. En is dit nie wonderlik nie, vriende? Maar wat gebeur? Hierdie kom gee vir ons uitdagings. Want dis nie iets wat natuurlik kom nie. Wat kom natuurlik? Ek hou boek van die kwaad, dis maklik. Dit is iets wat natuurlik kom. Om ongeduldig te wees, om lelik te wees, dis iets wat natuurlik kom. Om lief te wees vir my vyand, om iemand te vergewe wat jy nie eintlik wil vergewe nie, iemand wat dit nie eintlik verdien nie, dis nie iets wat natuurlik kom nie. So hoe kry ons hierdie tipe liefde? Hoe gebeur dit dat ons hierdie tipe liefde ook in ons kan kry? En is hier waar die Bybel weer vir ons help. Romeine 5, vers 5 se tweede gedeelte. God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Soos die liefde nie iets is wat natuurlik vir jou kom nie. Dink net gou vir 'n oomblik, wat het ons nou net hier gelees? As dit vir jou moeilik is dat liefde natuurlik uit jou uit moet kom. Dink net gou mooi, wat het jy nou gehoor? God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Jy hoef nie te gaan soek vir hierdie liefde nie. Jy hoef nie hierdie liefde te verdien nie. Jy hoef nie hierdie liefde te maak nie. Want jy het hierdie liefde alreeds. As jy vir Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser, as hy die Here is van jou lewe en jy fokus op sy woord, wat het God gedoen? Hy het hierdie liefde in jou hart uitgestort. God kom nie net en hy kom sprinkel sy liefde oor jou nie. Wat sê die Bybel van ons? Wat doen hy? Hy stort dit uit. Prentjie wat ek kry is die van 'n emmer en hierdie water wat sommer so oor jou uitgegooi word, nê? Nee. Julle het daai prentjie. Hoe nie 'n emmer water oor jou kop uitgegooi word. En God is nie synig as dit kom by sy liefde nie. En dis wat Paulus wil hê ons moet verstaan. Hy sê, weet julle wat dit beteken wanneer God se liefde in jou hart uitgestort word? Hy sê, weet julle wat dit beteken? Nou wat beteken dit? Besef jy, daai selfde liefde wat gemaak het, dat Jesus sy hand uitgesteek het na 'n melaatse man toe, daai liefde is hier in jou hart uitgestort. Dieselfde liefde wat gemaak het dat Jesus afbuk om Judas se voete te was voor hy hom gaan verraai en verloon, daai selfde liefde is in jou hart uitgestort. Daai liefde
Wat gemaak het dat Jesus aan die kruis hang en sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Besef jy vandag, daai selfde liefde is in jou hart uitgestort, en dis goeie nuus. Want dit wys vir ons dat die manier hoe ons liefde wys, dit word nie gebaseer op persoonlikheid nie, maar dit word gebaseer op Jesus se teenwoordigheid in my lewe, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe. En hier is die groot vraag, stort ek hierdie liefde ook uit oor ander mense, of hou ek hierdie liefde vir myself? En dis verseker hoekom Paulus die volgende vir ons sê, daar in Galasiërs 5, die vrug van die Gees. Hy gebruik hierdie metafoor, hy gebruik die metafoor van 'n vrug, want daar's iets wat hy wil hê ons moet verstaan. Hy wil hê ons moet besef, dis iets wat jy nie kan maak nie, dis nie iets wat jy kan vervaardig nie, dis iets wat jy kry, wanneer jy werk saam met die skoffel. Julle gaan nou mooi verstaan wat ek hier bedoel. Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die Gees, daarteenoor is wat? Is liefde. Hy noem dit 'n vrug. Nou soos julle weet, ek het op die plaas groot geword, en hoe ouer ek geword het, het ek eintlik nou eers besef wat dit beteken het, toe my pa gesê het, kom ons moet gaan, die lande moet geskoffel word. Ek besef eintlik nou dat ek groot is mooi wat dit beteken. Nou, om te skoffel is iets wat nie meer deesdae gebeur nie. Die man het nou ander maniere om daai bewerking uit te skakel. Maar wat gebeur wanneer jy skoffel? So hier plant jy nou jou mielies, die mielies kom op, hulle is omtrent so hoog, en nou hier kom die skoffel. En die skoffel gaan tussen hierdie rye. Soos wat die mielies se rye so staan, beweeg die skoffel tussen hierdie rye. En wat doen die skoffel? Die skoffel kom, hy kom haal al die vuil goed uit, en wat doen hy ook? Hy breek die grond oop, hy maak die grond los. So, die grond word losgemaak, daar kom lig in die wortels in, daar word grond op die wortels gegroei, so wat gebeur? Jy kry 'n gesonde wortelstelsel. Groei kan bevorder word, die wortelgroei kan bevorder word. So wat doen die skoffel? Hy doen twee goed. Nommer 1, hy kom haal dit uit, wat nie daar hoort nie, en nommer 2, wat doen hy? Hy maak dit beter wat daar moet wees. En is dit nie presies hoe die Heilige Gees werk nie? Is dit nie presies wat die Heilige Gees in ons doen nie? Hy vat nie net kwaad uit jou lewe uit nie, maar hy wil jou liefde kom sterker maak. Hy kom haal nie net bitterheid uit jou lewe uit nie, maar hy wil ook vreugde in jou lewe kom inbring. Hy wil nie net angs uit jou lewe uitvat nie, maar hy wil ook vrede vir jou in jou lewe inbring. En die lys gaan aan, en die lys gaan aan. So wat is die Heilige Gees besig om te doen? Hy is besig om te skoffel. En vriende, weet jy wat? Ek en jy, hier waar ons vandag sit, ons kan deel wees van dit. Ons kan saam skoffel. Nou hoe doen ons dit? Hoe gebeur dit? Dit gebeur deur beskikbaar te wees. Dit gebeur deur jou Bybel oop te maak, die woord te lees. Dit gebeur deur te bid, deur teenwoordig gewees. Nou julle het gehoor, ek het gesê ek het op 'n plaas groot geword, en ek het baie goed gesien en beleef op die plaas. Maar een ding wat ek nog nooit gesien het nie by my eie pa nie, nie by enige iemand anders nie, is dat, hier is die boer, die planter is in die land, die trekker trek die planter, die pitte word in die grond gesit. Ek het nog nooit 'n boer gegaan en gesien staan in die land en sê, mielies, groei! En woef, hier kom die mielies uit die grond uit nie. Het julle dit al gesien? Oomfaiers, het hom al gesien hoe hy ons aardappels in die grond is en hy sê, groei, en woeps, hier spring die aardappel uit die grond. Nee, maar daar is iets wat 'n boer verstaan. Wat verstaan die boer? Ek moet al die voorbereiding doen. Ek moet alles gereed kry. Alles moet reg wees. Die saad moet in die grond wees, maar die lewe kan ek nie vervaardig nie. Die groei kan ek nie maak nie. Dis iets wat ons verstaan. Dis iets wat ons verstaan as dit kom by fisiese goed. As dit kom by mielies en koring en sonneblomme en plante wat ons plant. Ons verstaan dit. Ons verstaan ons moet die voorbereiding doen. Al daai goed moet plaasvind, maar dat dit fisies uit die grond uitkom, ons besef, ons kry dit nie reg nie. Dis nie in ons hande nie.
Maar as dit kom by ons geestelike lande, as dit kom by ons geestelike lewe, vriende, staan ons by hierdie geestelike lewe van ons staan by ons geestelike lande, en ons sê, groei, doen meer, wees meer geduldig, vergewe meer, kom nou Pieter, groei. Geen wonder ons raak so uitgeput nie, want die vrug is nie iets wat ons kan vervaardig nie. Die vrug is nie iets wat ek en jy kan maak nie. Dis net die Heilige Gees wat in jou inkom en hierdie vrug kan laat groei. Dis net die Heilige Gees wat in ons inbeweeg en dit deur ons kan doen. So wanneer ons die Heilige Gees die kans gee, kom verander die Heilige Gees nie net vir jou nie, maar die Heilige Gees kom verander die mense om jou ook. So 'n hele lewe, 'n hele generasie lewens kan verander word. Kom ek vertel vir julle 'n storie van hoe 'n lewe en 'n generasie verander is. Ontmoet vir Amir. Snaaks genoeg, Amir is ook 'n taxi-bestuurder. Amir is besig om iemand te vat, lughawe toe, en op pad lughawe toe, begin hy spontaan net met hierdie persoon te praat oor sy lewensverhaal. Hy vertel vir hom waar het hy groot geword, hy het in Pakistan groot geword, vertel hulle was hy die groot familie gewees, groot huisgesin, arm gewees, nie baie geld gehad nie, en toe hy oud genoeg was, het hy sy geld bymekaar gemaak, hy het 'n kaartjie gekoop en hy's Londen toe. Londen gekom, van die vliegtuig afgeklim, skaars 'n paar minute op die grond, bang, onseker, weet nie wat moet gebeur nie, weet nie watter kant toe om te gaan nie, besluit hy gaan vir 'n oomblik net op 'n bankie sit. Hy het nog skaars op die bankie gesit, toe kom maar 2 polisiemanne na hom toe. Hy verstaan nie hulle taal nie, hulle verstaan nie hom nie, hy verstaan nie hulle nie, maar hy dan iets verstaan van, hy moet gaan. Hy moet wegkom hierso, hy moet nie net hier sit nie. So vat hy maar 'n pad en hy loop, en hy kom by 'n parkie. Daar in die parkie, koud, Desember, nie 'n warm baadjie nie, in die parkie, het hy geleer hoe om uit 'n asblik uit te eet. Dit het sy lewe geword. Paar dae later ontmoet hy 'n man, ook van Pakistan af. Die man gee vir hom werk, hy is opgewonde, sy lewe kan nou hier begin, net om 3 maande later agter te kom, hierdie man is besig om hom te misbruik, want hy werk vir amper niks nie. Hy verloor sy werk, hy verloor sy visa, waar bevind hy homself? Weer in die parkie. Hierdie dag draf Laura, en Laura hardloop op 'n punt, is haar veter los en sy stop, en sy is besig om haar veter vas te maak, en sy kyk op, en sy kyk vir Amir in die oë, en sy begin met hom te praat. Tussen die gebroke Engels begin hulle mekaar verstaan. En sy verstaan hy het nie 'n werk nie, en sy sê vir hom, ek sal vir jou 'n werk gee, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou 'n billike salaris gee. Amir sê, hy kon nie verstaan, hoe gebeur dit, dat hierdie vrou stop, met hom praat, en sy sê, ek's daar om jou te help. En die ou wat hierdie storie luister sê, maar wat het sy gesê, hoekom het sy dit gedoen, wat het gemaak dat sy dit doen, hoekom, is daar iets van haar geloof wat dit gedoen het, hierdie ou so opgewonde om hierdie storie te hoor. Amir kyk in sy trielspieeltjie en sê, ek het as 'n moslim groot geword, maar vandag glo ek in Jesus Christus, want Laura was my engel. En hier is waar die storie interessant raak. 3 jaar later is die 2 toe getroud. Hulle is al vir 19 jaar getroud. Hulle het 2 kinders, 2 dogters. Amir vertel van sy dogters, vertel van wat hulle wil word, hoe hulle groot word. Maar hier is die ding, vriende, hy is mal oor hierdie 2 kinders van hom. Maar hierdie 2 dogters sal heel moontlik nooit dit verstaan waardeur hulle pa gegaan het nie. Hoekom? Want hulle het 'n ma gehad wat die liefde wat sy in haar gehad het, gaan uitstort het op iemand anders. Die liefde wat in haar hart ingestort was, het sy gevat en sy het dit gaan uitstort in iemand anders se lewe in. Dis die krag van liefde. Sy het nie 'n wonderwerk gedoen nie, sy het haar veter vasgemaak. Sy het nie 'n groot preek gegee nie. Sy het dit wat sy aan haar hande gehad het, het sy gedeel. Dit wat sy
tot haar beskikking gehad het sy gebruik tot voordeel van iemand anders. En wat het gebeur? So het sy 'n generasie verander. Vriende, ek wonder wat sal gebeur as ek en jy elke oggend wakker word en vra, Jesus, wie wil u vandag deur my lief hê? Wat dink jy sal gebeur? As jy vanmôre wakker word, van môre af, elke dag deur jou lewe, en jy vra jouself elke oggend dieselfde vraag, Jesus, wie wil u vandag deur my lief hê? Kan ek vir julle sê wat ek dink sal gebeur? Ek dink die wêreld sal verander. Ons sal elke dag met 'n ander ingesteldheid ingaan. Wanneer ons dit gaan besef, dan gaan ons besef dat die uitstappie na die winkel nie net sommer nog 'n uitstappie is nie. Ek gaan gou kos koop. Dis nie net sommer weer vinnig, net gou kos koop nie. Wat gaan jy besef? Jy gaan besef, dit gaan 'n geleentheid word om Jesus se liefde te wys. Maak nie saak waarheen jy gaan nie. Dit gaan nie sommer net wees, kom ons gaan net nie. Dit gaan 'n geleentheid word om Jesus te wys. Dit gaan 'n geleentheid word vir Jesus om iemand lief te hê deur jou. Dink net gaan aan wat se verskil dit nie sal maak. Nie net in jou eie lewe nie, maar in die mense om jou se lewens. Ek wonder hoe ons lewens sal verander as ons hierdie oë het wat ingestel is om hierdie goed raak te sien, om mense te help en daar te wees vir mense. Vriende, dit kan net die wêreld verander. Ons sien in Filippense 1, bid Filippus hierdie gebed vir die kerk. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Christus tot verheerliking en lof van God. En dis my gebed. Hierdie is my gebed vir ons as gemeente. Hierdie is my gebed vir ons as kerk. Nie dat ons 'n groter kerk moet word nie, nie dat ons 'n besiger kerk moet word nie, maar dat ons 'n kerk sal word waar die liefde blom en waar liefde verder gevat word. 'n Kerk wat nie die mense vertel van Jesus nie, maar 'n kerk waar die mense Jesus kan sien. So, hoe word die onsigbare Jesus sigbaar vandag? Ek dink Jesus het vir ons die antwoord gegee. Hy het vir ons gesê dit is liefde. En hier is die ding, vriende. Wat is dit wat jy in jou hand het? Prakties. Wat is dit wat jy in jou hand het? Hoe kan jy Jesus se liefde sigbaar maak in die wêreld daar buite? Wat is dit wat jy prakties in jou hande het? Jesus was nooit oorweldig gewees deur dit wat hy nie gehad het nie. Had enige seentjie na hom toe gekom en gesê ek het 5 broodjies en Jesus vra hom wat 5 broodjies en hoeveel visse? Sorry ou perd, daar gaan jy. Jammer ou seun, jy's op jou eie. Nee, Jesus het nie dit gedoen nie. Jesus het gevat dit wat mense in hulle hande gehad het, dit wat eenvoudige mense in hulle hande gehad het, het hy gevat en hy dit gaan verdubbel. Hy het dit gaan meer maak. So, hoe kan ons dit wat ons in ons hande het tot voordeel gebruik van ander mense se lewens? Hoekom het God vir Jesus aarde toe gestuur? Hier sien ons, hier is God. Hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, wat was dit wat God in sy hande gehad het? Sy enigste seun. Hy het sy enigste seun aarde toe gestuur. Jesus het aan 'n kruis gesterf. Hy is begrawe. Hy het opgestaan uit die dood uit. Hoekom het hy sy enigste seun gestuur? Om nors mense vriendeliker te maak? Om slegte mense beter te maak? Nee, hoekom het hy sy seun gestuur? Om die wat geestelik dood is, lewend te maak. En as gevolg van ons sondes was daar hierdie gaping gewees tussen God en mens. As gevolg van dit wat ons verkeerd gedoen het.
En Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. Hy het opgestaan uit die dood uit. Hy het die dood vir ewig verslaan. En jy wonder dalk, maar hoe kan ek hierdie toepas in my lewe? Hoe kan ek ook hierdie liefde wys? Hoe kan ek dit gebruik wat in my hande is? Hoe lyk gehoorsaamheid? Hoe lyk vergifnis? Hoe lyk dit om teenwoordig te wees? Maar hier is die ding. Jy kan nie dit gee wat jy nog nooit ontvang het nie. So hier is my vraag. As jy die onsigbare Jesus sigbaar wil maak, en ons sien, Jesus gee vir ons die antwoord, is liefde. Hier is my vraag. Het jy al Jesus se liefde ontvang? Het jy al Jesus se liefde in jou lewe ontvang? Want vriende, die wêreld het nie nog argumente oor Jesus nodig nie. Die wêreld wil vir Jesus sien. Hulle wag om vir Jesus te sien. En Jesus sê vir ons wat? Hieraan sal mense weet julle is my volgelinge. Hieraan sal mense weet julle is my disippels. Julle moet mekaar lief hê. So wanneer ons God se liefde het, wanneer die Heilige Gees in ons is, gaan Jesus begin sigbaar word. En daarom wil ek jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag om elke dag te sê, Jesus, wie wil u vandag deur my lief hê? Dis maklik, né? Sê gou saam met my, Jesus, wie wil u vandag deur my lief hê? Elke oggend as jy jou oë oopmaak, nie gou jou foon gryp en dan slaat ek myself oor my eie vingers. Wie het vir my 'n boodskap gestuur nie? Of wat gaan op Facebook aan nie? Jesus, wie wil u vandag deur my lief hê? En wanneer die Here iemand oor jou pad bring, en ons weet nie hoe kan dit wees nie. Ons weet nie hoe gaan dit wees. Hoe gaan daai ontmoeting wees nie? Dit gaan dalk wees vir 'n oomblik om stil te sit en na iemand te luister. Dalk is dit om vir iemand 'n bemoediging te gee. Dalk is dit om dit wat jy fisies in jou hand het vir iemand te gee. Dalk staan jy in die winkel en jy koop vir jou kos en jy stap by die winkel uit en jy sien daar is iemand wat nie kos het nie, om te gaan en daai kos vir daai persoon te gee. Dalk is dit jou tyd of hoop wat jy vir iemand moet gee. Vriende, ons hoef nie hierdie lewe te vervaardig nie. Die Heilige Gees kom maak hierdie vrug binne in ons groot. Wat moet ons wees? Ons moet beskikbaar wees. Ons moet beskikbaar wees vir die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees ons kan gebruik om Jesus sigbaar in die wêreld daar buite te maak. Mag hierdie wêreld, wanneer hulle na ek en jy kyk, na ons kyk, mag hulle nie net van Jesus hoor nie, maar mag hulle Jesus sien. Wanneer die wêreld na ons kyk, mag hulle nie net van Jesus hoor nie, maar mag hulle ons sien. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik oor dit wat ons nou gesê het. Dink aan die vraag wat jy elke oggend vir jouself moet vra. Jesus, wie wil u vandag deur my lief hê? Doen 'n bietjie self introspeksie. Het ek Jesus se liefde in my? Praat ek van Jesus? Sien Jesus my? So ek gee vir jou tyd waar jy nou 'n bietjie by jouself kan sit en dink. Praat met jouself, praat met die Here, kry jou gedagtes agter mekaar en vra ek vir die Heilige Gees dat wanneer jy vandag hier uitstap, dat hy ook jou sal verander sodat jy so sal gaan leef.
Here, dankie dat ons vanmôre hier kan sit en kan besef dat U die liefde op ons uitgestort. Wanneer ons in Jesus is in ons, wanneer ons hom aanneem as ons verlosser en ons Here, dan kom U deur die Heilige Gees en U kom stort die liefde in ons uit. Dankie dat ons U liefde kan ontvang, Here. Maar vanmôre wil ons nie net hierdie liefde vir onsself hou nie. Here, ons wil U sigbaar maak in die wêreld daar buite. Partykeer weet ons nie hoe om die onsigbare God, die onsigbare Jesus, sigbaar te maak nie. Maar dankie dat ons vandag weer net kan hoor dat dit deur liefde is. Daai liefde wat U in ons uitgestort het, maak ons U sigbaar in die wêreld daar buite. En daarom vra ons vandag die vraag, Jesus, wie wil U vandag deur my lief hê? En Here, ons bid dat U deur die Heilige Gees hierdie ontmoeting oor ons pad sal stuur in die week. Maar Here, laat ons gereed sal wees. As dit net is om te luister, dat ons sal luister. As dit is om te praat, dat U vir ons die woorde sal gee. As dit is om te voorsien, dat U vir ons duidelik sal wys wat dit is wat ons moet voorsien, Here. Maar dankie dat ons kan weet dat hierdie vrug is in ons. Maar ons kan nie hierdie vrug laat groei nie. Dit is net die Heilige Gees. En daarom, o Gees, bid ons, dat U ook hierdie vrug sal groei, sodat die mense nie net Jesus sal hoor nie, maar dat hulle Jesus sal sien, oral waar ons gaan. Mag dit so wees, o Heer. Amen.